Wat 'n voorreg om die koning van die konings te kan ken. En ek wil volgende weer met jou praat oor die hele term wat ons sal geruime tyd mee loop, ken God, leef kragtig. En nou vanoggend is my vraag aan jou is, wat is 'n kragtige lewe vir jou? As jy nou so kyk na jou persoonlikheid, na jou menswees, wat is 'n kragtige lewe vir jou? En baie keer kyk ons daar so 'n ding en as ek God ken, moet daar een of ander uitvloeisel wees van dit in my lewe, wat 'n verskil maak na buite toe. En in my prentjie van 'n kragtige lewe is een van Caleb. Ek weet Caleb het saam met Joshua, saam met die 12 verspieders in die land in, en ek weet hulle sê, "Jeg, ons kan hierdie reëse vat. Yes, dis great. Ons het 'n geleentheid." Al die ander ons se boeke bewe, hulle broeke val af, hulle sê nee, ons kan nie, dis te groot, dis te moeilik, dis te swaar, en ek weet, jy sê, ons nee man, kom kerels, uiteindelik kost dit vir hulle 40 jaar pad, wat hulle geduld moet hê met die ouens, wat nie bereid was, om op te staan te sê, ons ken ons God, hy gaan dit doen nie. En 'n belangrike ding vanoggend is dat, die manier hoe jy God ken, bepaal ook hoe jy leef. En ek gaan 'n bietjie deel rondom dit vanoggend ook, en die belangrike vir my is, Caleb kom, ek meen, die land is ingeneem, en hy het kans gesien vir die reëse. En hy sê vir Joshua, luister, die Here het lang tyd terug gesê, onthou jy, 40 jaar terug, meer as 40 jaar terug, daai stuk grond, daar by Hebron, daar in die berge, dis myne. Hy sê, ek is nog 85 jaar oud, ek is nog net so sterk soos ek was, daai tyd. Dink ek, die Here het hom ondersteun, maat. Die manier hy God ken, het hom bekragtig, bemagtig, hy het 'n vuur op 85 jaar. En as jy die Bybel lees, dan sê hulle, hy het toe Arba, wat toe Hebron is gevat, en Arba was die naam van die reus, wat die grootste was onder die bondel. En hy gaan in, en hy vat sy land, hy maak skoon, die gebergte, klim die mure. En dis vir my 'n passie, wat ek sê, kom mense, hierdie jaar gaan ons in 2026 sterker groei, beter ander kan uitkom, as jy die verlede jaar geëindig het. Vol van die Gees, vol van sy heerlikheid, jy gaan God anders ken, jy gaan hom ken as die een wat jy bemagtig, jou kragtig, wat vir jou roeping gegee het, en wat vir jou in jou plek geplaas het, waar jy kan sê, dis hier waar ek jou wil gebruik. Nou ek wil vanoggend, voor ek nog by die preek kom, en wacht al eers daarby uitkom nie, is dit ding wat die Here vir my sê, ek moet julle bemoedige uitdaag om te sê, ons is betrokke by die beste God ooit. En jy kan baie ander gode gaan besoek as jy wil, ek het nou 'n Vrydag op die mense wat daar is, of wat daar was. Ok, hulle is junior gode, ok. En wat ek graag wil sê vanoggend is dat jy is geroep om 'n werk te doen. Dat deel van om kragtig te leef is om nie terug te duins om te sê, Here, hoe gaan ons hier deur? Gaan ons bo-oor, deur, middeldeur, beklei ons, gaan ons linksom, wat gaan ons maak? Maar geen negatiewe omstandigheid gaan my van my roeping afdwing nie. Elkeen van julle is geroep vir 'n werk. Karina, jy is geroep. You've got a job to do. Jy is geroep, jy het 'n job om te doen. Ek kan vir elkeen van julle sê, ek gaan nie vanoggend profeteer nie, maar ek kan vir jou profeties sê, dis wat die Here vir jou het. Ek meen, baie keer sê mense, nee, ek is al oud is 'n letterlike begrip. Oud is in die kop. Alright, die lyf mag dalk myle op hê, maar jy het nog steeds 'n passie en 'n vuur vir wat God kan doen deur jou. Al sit jy in 'n reistool, man, kan jy nog steeds bid en die wêreld in die brand bid. Alright, so met ander woorde, ek wil jou uitdaag vanoggend is, daar's 'n kragtige lewe voor jou. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak wat jou huidige omstandighede is nie, dis jou tyd om te sê, Here, ek kies om saam met hierdie jaar te vat. We will conquer this year. Ek weet nie wat jou uitdagings is nie, dit kan ook baie groot wees, kan ook 'n ding wees wat jy kan sê, Here, ek weet nie hoe verby te kom nie, maar 'n kragtige lewe se houding is, we are going forward. Ek weet nie hoe nie, Here, ek staan hier is hierdie berg, ek weet nie of op of af, links of onderdeur nie, maar gee my die gereedskap om hierdie ding gedoen te kan kry. Saam met U gaan ek deur na 'n volgende vlak in my lewe. En maak nie saak wat jou uitdaging is nie, dit kan gewen word, saam met die Here. En dis hoekom ons as 'n span saamstel, en as 'n span dan ook saam gebruik. En ek wil graag hierdie ding vanoggend met jou deel, in Hebreërs 4 vers 11 tot 13 sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie, want die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnede swaard. Dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. As geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles
is openbloot voor die oë van hom wat wie ons te doen het. Ons dien Jesus wat alles voor openbloot is. En hierdie is 'n groot uitdaging wat hy sê is, ons moet in 'n rus ingaan. Wat beteken hierdie rus? Die rus beteken dat jy het geloof in wie God is. Jy het geloof in, wanneer God sê, dit sal so wees, sal dit so wees. En ons grootste stryd wat ons mee sukkel baie keer is, hoekom ons in 'n onrus is, oor ons nie verstaan wie Jesus is, wie hy as 'n God, en wat ons deurvat, ander kant uit nie. En baie keer is ons geloof die krisis. En hierdie ding verwys terug na Israel, wat in die woestyn is. Maar nou moet jy onthou, as jy elke dag manna moet kry, jy moet geloof hê, jy verstaan. En jy moet vertrou dat God sal môre aand weer die kwartel stuur. Nou, as jy 3 miljoen mense is, hoeveel kwartels eet jy? As jy groot honger ou is, nou 10er is, 3 kwartels tot 4 kwartels. Alright, so daar's 'n hele paar miljoen kwartels wat elke aand moet opdaag. Kan jy sien die wonderwerke wat hulle mee moet te doen gehad het? En tog kon hulle nie sien wie die God is agter dit nie. En ek wil jy uitdaag vanoggend om te sê, Here, wys my meer van U. Ek wil U beter leer ken. Ek wil U uitdaag, en ons gaan God uitdaag, want hy gaan jou uitdaag. Om te sê, Here, wys my meer van U. Ek wil U leer beleef. Ek wil op 'n ander manier U beleef. Ek wil 'n ander lewe beleef hierdie tyd in seisoen van my lewe. En belangrik om dit te verstaan. Nou sê hy hierso, hy praat van die voorbeeld van ongehoorsaamheid. Daai ongehoorsaamheid was hulle uit vrees uit God nie vertrou nie. En dis dalk tyd jy moet deel met 'n paar vrese in jou lewe om te sê, saam met my God kan ek elke ding oorkom. 'n geweldig belangrike ding vir 2026. You've got the power, the great God behind you. What are you afraid of? Hebreërs 13 vers 5 kom baie keer by my op. Ek sal nie bevrees wees nie, wat sal die mense aan my doen? Wat kan 'n mens aan jou doen? Jy het die ewige lewe, man. Jy het 'n engele rondom jou. En dit is tyd om jou oë op te maak om te sê, Here, wie is aan my kant? Wil ek sien 'n slag. Nie al die uitdagings daarvoor wat 'n mens moeg maak nie. Want baie keer raak ek my so gefokus op die probleme dat jy nie vergeet wie aan jou kant is en hoe jy dit gaan oorkom. En baie keer vat die Here ons deur 'n proses, want sy proses sluit altyd groei in. Hy gaan nie los waar jy is nie. As daar 'n uitdaging is die eerste vraag die Here sê, okay Here, wat lê moet ek in groei? Wat verander ons? Want as jy met my klaar is die probleem geoorkom. Nou kan jy vanoggend, dis die metode hoe die Here werk. So as jy 'n uitdaging het, jy kan sê, Here, waar moet ek verander? Wys my, waar wil ek met nader aan U kom? Meer soos Jesus word, meer Jesus Christus wees. En oomblik as daai identifikasie begin plaasvind, dan is daar vermoë om die probleem opgelos te kry, of hy word opgelos van self. So, ek wil regtig jou uitdaag om 'n bietjie anders te dink. Ons is met die leierskap besig om te praat van 'n ander narrative. Nou, hoor maar net die woorde. Ek moes self eers by Engelse broers vra, hoorie, wat beteken die woord narrative? Dis die storielyn. Die storielyn van 'n fliek. Okay. So ons fliek gaan verander. Dit wat die Here wil doen in die gemeente gaan verander. Met ander woorde, daar's 'n plek wat ons taal gaan verander. En dit gaan 'n taal wees van geloof. Ons sal God vertrou vir groot dinge, om uitdaag vir groter dinge. En dit mag jou lekker rek, in die plek waar jy is, jou comfort zone mag in stukke uit mekaar val. Ek bid daarvoor, dat jy geen comfort zone sal oor hê nie, maar saam met hom kan beweeg. Dis hoekom mense baie keer vashaak, is, want die Here los jy nie waar jy is nie, en baie keer soek ons net so 'n bietjie veiligheid, ons net so 'n bietjie asem skep hierso, en hier sit in hierdie plek, waar die Here nie passiwiteit toelaat nie. Jy reg met dit. Hy wil ons met saam met hom beweeg. Hy het soveel meer om te gee. En hy meer om te gee, jy verstaan, beteken, ek sê, Here, ek maak los. Wat gister nog gewerk het, sal dalk nie werk môre nie, ons vat die volgende tree. Ek wil jou uitdaag om te kan sê, Here, vat my saam. En ek wil saam met die hardloop. En hy kyk na jou gedagtes, hy kyk na wat binne jou is, en hy help jou om dit uit te sorteer. Dis nie 'n veroordelende skrif nie. Dis nie die ding van, die Here kyk na jou met kwaai oë, en wat dink jy nou alweer nie? Hy onderskei, hy sê, kom ek help jou om dit uit te sorteer. Kom ek help jou om 'n wenner te wees. Kom ek help jou om van die God die Vader sê, soos my seun te wees. En dieselfde manier te kan optree, dieselfde krag vry te kan stel. So 'n kragtige lewe het te doen met die ding van, Here, maak my soos Jesus. I want to be like him. En as jy daai skyp begin maak en jy vra hom, nie een van ons weet mooi hoe Jesus lyk nie, ek weet nie vir jou nie, hy het nog nie my toe sê, goeiemiddag, ek is Jesus nie. Ek dink ons sal almal mekaar vul as hy opdag.
Maar ene weet ek, daar is in die Bybel sekere karaktertrekke, goed wat hy ons leer, die Heilige Gees help ons om gevorm te word, sodat Christus deur ons kan werk. Die mense kan sien, Jesus se liefde, wat deur ons werk. So daar's 'n plek waar jy moet weet, mense hou jou dop. Hulle sien die Gees van God in jou. Ek weet jare terug, hier sit 'n vrou in die gemeente, so 'n Duitse dame, en sy kom na my toe, sê, maar grof, ek wil hê wat jy het. Hy sê, ek wil hê wat jy het. Sê hart vir die Here en hand op die Here om. Jy verstaan, so, dis iets wat uit jou uit skyn. Ek wil hê moet verwag dat God sterker deur jou sal skyn. Is jy reg daarmee? Ons wil nie die jare 'n jaar maak van 'n powerjaar nie, is 'n jaar van oorwinning. En ek wil graag hê vanoggend dat jy verstaan dat die Here met intensiteit kyk na jou hart. Nou, ons ken die hele storie van Dawid se roeping. En hy sê maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms nie en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom te gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want wat die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. En ons weet dis nou oor Dawid, hierdie klein mannetjie wat die skaap oppas, is die jongste wat geroep word en uiteindelik wat Samuel sê, ek weet nie, is daar nog 'n seun? Ja, hy pas die skaap op, bring hom. Die Here sê, dis die man. Nou hoor my vir my mooi, baie keer dink 'n mens wat al die ander was gediskwalifiseer, wat nie regte waar is nie, maar vir die werk wat God 'n man gesoek het. Toe sê, dis die man. Nou wil ek met jou praat, wil jy in die oë kyk, as ek almal in die oë kan kyk, as ek kan. God het jou geroep vir 'n werk. Met ander woorde, almal van ons verskil in terme van ons bediening, die plek wat ons moet wees. So wanneer hy jou kyk, dan sê hy, jy's geroep vir daai spesifieke taak. Jy is nie minderwaardig nie. So die ander broers was nie minderwaardig nie, was saam met Saul in die oorlog. Maar hulle was sy regterhande gewees. So dat manne van statuur gewees. Maar daar's 'n spesifieke werk wat Here vir jou het. Ek wil jou uitdaag vanoggend om weer te gesê saam met die Here, in hierdie seisoen, wat verwag jy van my? Wat gaan ons doen? Wat gaan ons doen? Wat gaan die verskil wees wat ons gaan maak? Ek wil jy aan my hart met jy kan sien, ek is gewillig. Aan my hart met jy kan sien, dat vir die werk wat jy wil ek moet doen, jy het met afgeroep, as jy do it. Ek wil jy uitdaag vanoggend, 2026 gaan 'n ander jaar wees. En ek glo ek verstaan die Here reg. Jy verstaan dat hy 'n beweging wat in die gang wil sit. So vir elkeen van julle wat hier is daar 'n plek wat hy sê, I call you. I call you. 'n Liggaam bestaan uit 'n klomp mense. Elkeen het 'n funksie. En as jy die knie moet wees, jy verstaan, wees die knie en dra die gewig. Jy het 'n werk om te doen. Maar as jy die bobeenspier is, jy verstaan, jy moet hardloop, trek saam met doen wat jy moet doen. Jy al reg. Het jy al 'n bietjie biologie geswat? Nog nie. Wel, hulle ken nie biologie nie. Nog nie die liggaam gedoen nie. OK. Ek is sommer die bene trek so 'n bietjie. Dat is jong manne, is geroep. Wat gaan doen jy? Jy moet nou studeer, jy moet jou sport doen, en goed doen, en wen, is ek reg? Nou toe, doen het. Sê weer? Is jy definitief op die wenpad? Dit klink goed, vir high five. Dis excellent. Excellent, OK. Nou ja, ek kan jou elkeen 'n high five gee om te sê, jy is op die wenpad man, maar ek wil hê vanoggend, dat jy my hart sal hoor, dat daar's 'n plek waar die Here jou hart sien. Hy weet waarvoor jy geroep is, waarvoor jy gevorm is, die plek wat jy moet inneem in die liggaam, en staan op en doen dit. Moenie verskoning vra vir wat jy is nie. En daar's egter een plek wat ek graag wil stil staan by, dis iets wat ek vanoggend wil neersit, wat jy moet nou jouself moet kyk. Nou ons lees hierso, hy weet alles, hy sê in die hele menigte was verbaas en het gesê, hy sê nie miskien die seun van Dawid nie, hy dryf die duiwels uit. Maar toe die Fariseërs dit oor sê, hy dryf duiwels uit, die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Maar Jesus het hulle gedagtes geken, vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. Die rede hoekom ons as kerk oneffektief is in die wêreld is presies hierdie beginsel. Daar's 'n verdeeldheid wat nie daar moet wees nie. Daar's 'n eenheid wat God wil bring. Maar daai eenheid kos jou en my om te sê, Here, ek lê neer wat ek aan vasgeklou het, sodat U naam verheerlik kan word en groter kan word. En gelukkig in ons het ons 'n baie sterk leierskapspan wat in eenheid staan, wat ek die Here so waardeer. Ons is 'n team en daarom gaan dit goed en ons hardloop vorentoe met dit wat God wil hê ons moet doen.
Net so by the way ook, ons het nou verlede naweek, het ek klaargemaak as pastoor van die Alkabai Keetmans Hoop gemeente. Ons het 'n baie sterk span aangestel daarso. En hulle is vaardig om die goed te doen, net dat jy ook weet, ek het vergeet om dit te noem in die afkondigings. So ons juig oor die feit dat daar nog 'n gemeente is, wat kan hardloop met 'n volwasse span, wat ding kan doen, wat sal bou in die suide. En ons nog opgewonde oor al die mooi goed, wat reeds daar gaan gebeur. Ek wil graag hier met aandag gee, dat elke koninkryk, wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Ek meen, jy kan nie bly staan nie. En nou dink ons altyd daarom, dit gaan oor die duiwel, nou dit, oor dat, maar weet jy wat? Ons sit by 'n plek waar, as ons in ons koninkryk nie in eenheid saam staan nie, gaan dieselfde gebeur. Dis hoekom dit nodig is vir die duiwel om te probeer om verdeeldheid te saai in 'n gemeente of in leierskap, om mense teen mekaar af te speel, want dan gaan die Gees nie werk nie. Hy weet dit. En dis hoekom ons in eenheid staan. Dis hoekom eenheid vir my van kritieke belang is. Ek sal eerder met voorbegin met mense wat in eenheid staan, wat nie so goed is nie, as mense wat dalk weet om 'n ding te doen, maar nie in eenheid kan staan nie. Ek wil weer vir julle ons sê, is dat ek waardeer ons bestuurspan leierskap geweldig, manne wat in eenheid staan, wat saamtrek, wat sterk besluite kan neem, wat vorentoe gaan. Maar nou wil ek kom, en ek wil meer persoonlik raak. En kom ons los hier daai ene. Besef jy dat jy het ook 'n koninkryk binne in jou. En baie keer is daai koninkryk binne in jou verdeeld. Een deel werk die kant toe, ander deel werk die kant toe. Die een wil Jesus dien, ander het 'n paar ander idees. Gaan kyk maar 'n bietjie, hoe baie keer jy jouself eintlik deur die voet skiet, deur 'n stryd wat binne in jou woed, om dinge gedoen te kry. En dan kom daar korreksie, en baie keer raak ouens skaam kwaad. Nou hierdie koning, het die Here kragtig gebruik, en hy het 'n groot oorlog gewen, en nou kom die profeet na hom toe, hy sê, was die Kusiete en Libiërs nie 'n groot leermag, met buitengewoon baie stryd waar se perdryters nie, en tog het hy hulle in die hand gegee, omdat hy op die Here gesteun het. En so daar's 'n plek waar koning Asa dan nou 'n oorlog gehad het, hy het na God geroep, die Here het ingegryp, dis gewen. En skielik besluit hy nee, hierdie oorlog wat nou kom, gaan ek vir my ander alliansies kry. Ek gaan nie op God vertrou nie. En hoor wat sê die ou vir hy sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Hierin het hy dwaas gehandel, want van nou af sal daar oorlog teen die wees. Maar as het hom vererg vir die siener, het hom in die gevangenis gesit, want hy was heel woedend op hom, en ook het Asa in dieselfde tyd sommige uit die volk verdruk. Nou, dis nou 'n prentjie van 'n koning wat skaamkwaad is. Die profeet sê vir hom, hey, die Here het jou versorg daar, hy het jou gehelp. Hy sê, nou maak jy ander planne, nou hardloop jy rond soos 'n kat op 'n warm plaat, jy verstaan, en wil die ou sy ally, daai ou sy ally. Hy sê, nou gaan daar oorlog teen jou wees, want jy die God wat jou versorg het, saam met jou geloop het, het jy nie geraadpleeg nie. Daar raak iemand vies, en baie keer neem ons aanstoot as iemand jou kon korrigeer. Dit is so nie. Jy weet eintlik jy is verkeerd, maar niemand wil dit net vir jou sê nie. Is ek reg? Ok, ek sê dit as jy praat nie. Die vrou weet mos altyd alles, en sy is altyd reg, is dit nie so nie? Waar is die manne? Ek weet, jy dink nog, jy is reg, en dan kom jy vrou, en so mooi ek het vertel vir jou, hoorie, maar 1, 2, 3, 4, 5, en nou probeer jy 'n pause hou, en jy probeer sê, nee man, dit is nie so erg nie, jy verstaan, eintlik weet jy sy is reg, jy wil net nie erken nie. Nou, ek wil graag dit van toepassing maak op ons as elke mens wat hier sit. Baie keer kom die Heilige Gees nou deel met jou oor sekere gewoontes wat jy het, sekere goed wat jy wil hê, jy moet uitsorteer, maar ek wil nie eintlik nie, jy verstaan, en dan so gefrustreerd, en die vrou, hoekom vra, en dan loop dinge skeef, ek weet, skielik gebeur goed wat jy gedink het, maar eintlik moet die Here my daarteen beskerm, eintlik is hierdie nie so moet wees nie, wat dan gebeur is nou, Here, nou hoekom, was dan die gang, is hierdie arrogante houding van, Here, ek het nie vertrou vir dit, en dit gebeur nie. Maar jy vergeet, daar is 'n plek wat jy dalk sy korreksie nie gevat het nie. So die koninkryk binne jou is verdeeld.
Dan spreek binne in jou waar die dinge verkeerd loop. Alraai, so ek wil hê vanoggend dat jy daai vir jouself sal uitmaak as die ding van, hier binne in jou is daar 'n koninkryk van duisternis wat beheer wil neem van jou lewe. Hy trek jou na al die nonsens toe en dan is daar 'n koninkryk van lig wat sê, nee, hierdie kant toe. En jy moet voortdurend keuses maak oor watter koninkryk gaan jy betrokke wees. En daar's baie keer 'n verdeeldheid in onsself. En daai verdeeldheid maak dat ons geestelik nie vorentoe gaan soos ons moet nie. Daai verdeeldheid maak baie keer dat ons eintlik basies, hoe sê jy, self-defeating, dis in Engels, dit klink vir my beter as in Afrikaans. Maar jy veg teen jouself en jy verloor, jy het minderwaardigheid, jy voel, ag, ek is so 'n sondaar, die Here gaan my nie hoor nie, en dan is dit die ding, en dan is daar minderwaardigheid wat werk, en baie keer soveel goed, wat die koninkryk van duisternis probeer gebruik, om te keer, dat jy in 'n kragtige lewe van God ingaan. En ek dink is tyd hierdie jaar dat ons 'n keuse maak om te sê, Here, soos wat ou Caleb was op 85, ek is nog nie daar, so ek weet nooit lyk daai tyd nie, maar ek wil sterk wees. Weet nie van jou nie, ek het geen ouderdom beperking daaraan nie, jy verstaan, ek sê, jy wil nou sterk wees, jy wil nou by die plek wees, jy kan sê, Here, u hoë energie het ek nog steeds binne in my. En dit is altyd gees teen die vlees, Galasiërs 5:16, wat hy sê, jy kan nie doen wat jy wil nie, die gees stryd teen die vlees, en die vlees teen die gees. En jy moet kies. So daar's 'n koninkryk hier, wat daar 'n oorlog is. En ek wil hê vanoggend, dat jy dit vir jouself sal vasmaak, as daai koninkryk is binne in jou. Jy is die ou wat 'n keuse moet maak hier, jy is die ou wat moet deurbreek, in 'n plek van oorwinning. Dan die vorder is, hy sê, jy moet kies. Interessant, hoor hier my begin praat weer oor Elia, en die hele ding van hulle op die berg Karmel. En Elia daag hulle uit, hy sê, julle moet kies. Hy sê, Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. As Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Hulle was passief bang vir hierdie besluit wat geneem moet word. Nou wil ek jou uitdaag vanoggend. Daar's baie ander gode wat jy by kan gaan shop. Jy kan na Hindus toe gaan, jy kan Islam toe gaan, ek weet daar soos 'n paar geldgode wat jy kan gaan besoek, jy gaan kuier, daar's ander goed wat jy kan toelaat om jou lewe te beheer. Daar's ander goed wat jy kan intrek in jou lewe, wat uit die demoniese geestelike wêreld kom, jy verstaan, met ander, jy kan kies waar jy wil wees. God het jou 'n vrye wil gegee. Hy het jou 'n plek gegee om te sê, jy kan kies wat jy doen. En baie keer kies ons 'n verslawing. Ons kies om te veel te drink, of ons kies om verslaaf te raak aan daai selfoon games of rekenaar games, wat ook al. Met ander woorde, jy het daai keuse gemaak. Jy word nie passief ingetrek hier, en as jy nou, my wêreld, nou is ek verslaaf nie. You chose a God to serve. En Elia kom by die ou, sy sê, julle moet kies. Nou, vanoggend is daar weer 'n plek wat die Here vir my sê is, ons is weer 'n plek van kies. Wat kies jy, wat gaan gebeur in 2026? Gaan jy met die houker aangaan, maar net so, en hoop ek kom aan die ander kant uit, of gaan jy sê, hierdie jaar kies ek om kragtig te leef? En kragtig lewe beteken nie net, jy is hoogs geestelik, en jy lees jou Bybel elke dag nie, jy maak 'n verskil in jou besigheid, jy maak 'n verskil in mense rondom jou, jy het 'n impak op jou omgewing. Dis 'n kragtige lewe. Jy verstaan, as jy 'n boer is, dan boer jy die bissies bewe, jy verstaan, en jy vertrou die Here vir elke vetbeeste, vet skaap wat jy kan maak. Alright, met ander woorde, dis 'n plek wat jy 'n roeping het. Jy het 'n plek in die liggaam, jy het 'n plek in jou lewe. As jy in 'n groot besigheid sit, 'n firma is, dan sê Here, hier sal ek 'n verskil maak as gevolg van die roeping wat U vir my gegee het. Ek kies om saam met U dit hier te doen. Die oomblik as jy daai keuse maak, begin die Here pad saam met jou te loop. So vanoggend staan ons weer by 'n plek waar sê Here, ek kies opnuut. Ek moes nie weet dit en sê Here, ek kies om meer roekeloos saam met U te beweeg. We will see a huge impact this year. En nie net in hierdie gemeente nie. Ons het vertrokke reg oor die land, waar ek sien hoe die Here besig is om mense voor te berei. Ek weet, ons sien ons in my kantoor van plekke wat interessant is, wat jy sien hoe die Here mense voorberei vir iets wat gaan gebeur. En ek het vir julle gesê, ek wil niks daarvan mis nie. En dat beteken, ek moet meer en dieper saam met hom loop. En dan werk daar eenheid in jouself. Ek wil daarin vir jou los vanoggend. Baie keer sit ons by 'n plek wat jy twyfel en wonder, maar is ek nou 'n goeie kind van God, is ek nou nie?
En dit is tyd om daai nonsens te stop. God het klaar jou hart raak gesien. Hy het jou klaar geroep. Hy het klaar vir jou gesê, jy is myne. Ek het jou gekies. Hy het klaar gesê, jy is my eiendom. Hy het klaar gesê, ek is vir jou en nie teen jou nie. Wat wag jy nog? En dan kom jy daar en sê, nee, wat jy verstaan nie mooi nie. Hy sê, hierdie sondekie, daai geheime ding, hierdie ding wat agter is in. Nee jong, jou verlede, al die goed in jou verlede, dink jy regtig God het jou lief onvoorwaardelik? Ja, die Bybel sê dit, maar jy sal dit nie beleef nie. Tyd vir hom daai stem stil te maak, om te sê, ek sal geen verdeeldheid hê in my koninkryk aan my binnekant verder nie. I will choose one way. En baie keer is mense vrees, ons het jare terug 'n liedjie gehad in die kerk hier, so wat sê, Lord, please don't send me to China. En ek weet, die ou gedink, as jy oorgee, jy word geroep, dan gaan die Here jou stuur na 'n plek wat jy nie wil wees nie. En die vrees van die duiwel ons plaas is, jy gaan goed moet doen, wat jy eintlik nie wil doen nie. Nou kom ek sê vir jou baie regheid vanoggend, dat daai leuen het die vyand al gebruik om baie mense uit te hou, uit 'n plek van totale commitment. God het jou hart gesien. Hy het jou vermoë gesien. Ek weet, toe hy vir Caleb daai stuk grond beloof, Caleb is daardeur, saam met die ander 12 verspieders, jy verstaan, het hy geweet, ek kan vir Caleb hierdie stuk grond gee, hy sal daai reuse uitsort. Hulle beweer, hulle sê, daai tyd was net om Jode so 5 voet groot, jy verstaan, as jy dan teen 'n 3 meter gogga te staan kom, jy het baie ruimte om van onderaf by te kom. Jy is toegerus om dit te doen wat God wil hê jy moet doen. Maar jy gaan nooit passief daai tree kan gee nie. Jy gaan nooit kan staan plek sê, okay Here, my hande is rond, ek kan niks doen nie, help my asseblief. En baie van die godsdienstpreke wat ons het is, ek kan niks doen nie, die Here moet alles doen. Ek wil daai ding vanoggend, daarmee gaan ek afsit, wil ek hê, jy moet daai ding doodmaak. God het jou geroep as 'n medewerker. Hy het jou geroep as sy seun, as sy dogter. Hy het jou geroep dat jou volle vermoë aan hom behoort wat hy gaan gebruik. Dit beteken, jy kan nie wag vir hom om 'n job te doen nie. Jy moet daar wees. In 2 Kronieke 20 sit Josafat met 'n massiewe probleem. Ek meen, daai hele weermag teen hom lê die vlakte vol. En die Here sê vir hom, ek sal vir jou veg, maar jy moet opdag. Wat doen? Hy sê die orkes voor die soldate en dan gaan hulle. En hulle gaan na die geslagveld toe, waar die vyand is. Hy weet nog nie wat God gaan doen nie, maar hier kom hy. Ek weet die orkes speel, hulle boeke bewe, hulle weet nie, Here, my trompet gaan nie 'n pyl keer nie. Tratata, dan gaan ons maar, jy verstaan, en hy slaan hy drom, en hy sê, Here, die sweet loop, wat gaan gebeur? Dan kyk hierdie vyand in die oë. Volgende oomblik bring die Here die verwarring, maar hy moes opdaag in die plek waar God gesê het, dis waar hy moet wees. So daag jy het hierdie jaar om op te daag by die plek waar God sê, dis want ek jou stuur, ek wil jy moet so toe gaan, want dan is God daar vir jou. Dit kos jou moed om op te daag by die plek waar jy moet wees. Ek wil hê vandag dat jy daai keuse maak, en sê, Here, in my koninkryk is daar nie verdere verdeeldheid nie, ek het U gekies, en al die ander stemme gaan ek stil maak, al die ander goed gaan ek tot niet maak, ek gaan nie toelaat dat hulle my intimideer, en ek 'n verdeelde koninkryk het, wat eintlik niks werd is nie. So, maak skoon jou koninkryk van al die onkruid. Maak skoon jou koninkryk van al die stemme, van ander gode, wat vir jou vertel, jy maak dit nie, jy is nie goed genoeg nie, jy verstaan, hierdie verslawing is fantasties, daai ding, doen hom jy skel my agteraf, niemand sal weet nie, al die tipe twak, jy verstaan wat vir jou vertel, en einde wat gebeur is, God wat die hart ken, sien die verdeeldheid, en hy kan nie sy seën op jy uitgiet, op 'n kragtige manier nie, want daar is 'n verdeeldheid in jou koninkryk. So jy vernietig jouself. So ek gaan jou uitstuur vandag met, net met hierdie woord, jy kan kies om een koninkryk binnekant te hê, en 'n massiewe impak te hê, wat deurdruk na ander kant toe. So pluk daai bome uit wat daar groei, wat nie daar hoort nie. Alright, elkeen van ons het 'n woud, en daai woud is daar bome wat nie vrug dra nie. Kap jy goed uit man, daai doringbosse. 'n Doringboom lyk mooi, maar weet al iets van 'n doringboom geëet? Behalwe natuurlik gom.
as jy lyk soos ek was, jy verstaan, ons het in boom geklim en jy het gom afgebreek. Kry die doringbome uit, plant vir jou 'n klomp vrugtebome, vrugte daar man. Doen iets aan jou koninkryk hier binnekant en sê Here, vandag skuif hierdie goed. I will fulfill my calling till the day I die. Sal ek besig wees om met passievol saam met U te beweeg. Dis 'n hartshouding wat God soek vanoggend. You don't give up man. Jy gee nie op nie. Daar's meer Afrikaans en Engels te mekaar. Dis goeie Afrikaans. So ek wil hê vanoggend dat jy kan opstaan en sê Here, een koninkryk, een fokus, een impak. Ek sal kragtig leef. Ek gaan jou so 'n paar sekondes gee. Jy gaan by die huis daaroor dink. Die Here gaan jou vat na 'n plek wat jy kan sê, ek neem jou na 'n plek van oorwinning. Breek uit jou minderwaardigheid uit. Dis wat God wil hê jy moet doen. So Vader, baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U is opgewonde oor elkeen wat hier sit. U het ons geroep om ons deel in die liggaam te vervul. En Vader, ek roep dan dat die longe sal asemhaal, die hart sal klop, die oë sal kyk, die brein sal dink, die hande sal werk, Here. Die ruggraat wat alles moet regop hou sal staan en sal sterk staan, Here, sodat U liggaam kragtig beweeg, maar elkeen sal kragtig leef in 'n omgewing vir Jesus Christus. Ja Vader, ek sien elkeen met 'n nuwe openbaring van wie Jesus is. 'n Nuwe openbaring van die geweldige heerlikheid wat U wil loslaat in almal van ons, soos ons nader in beweeg en dieper in intrek en word soos wat Christus is. En Here, dis ons passie om te word soos Christus is. En dis 'n uitdaging wat ons vat vandag met groot vrymoedigheid in Jesus se naam. Amen.